Goeiemôre geliefdes, baie welkom vanoggend by hierdie boodskap en mag die Here aan die woord kom. My naam is Quintus Skols, leraar van NG Oudtshoorn Park. Hartlik welkom aan al die Heartbeat FM luisteraars. Dit is vir my lekker om saam met julle te wees, ook die mense wat op NG Park se YouTube kanaal inskakel. My gebed is dat die Here aan die woord sal kom. Ek is 'n stofmens en ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker. Ons praat vandag oor wat is die regte ding om te doen in die lewe? Ons het baie keer keuses en wanneer doen ons die regte ding? En wat werk vir my, wat werk nie vir my nie? Maar ek weet die Here gaan aan die woord kom vanoggend. Ek het 'n teks of wat ons gaan saam lees uit die woord uit en ek is absoluut nederig en afhanklik. Ek bid dat die Here sal spreek. Kom ons bid saam net daar waar jy is en ons vra dat die Here ons nou sal rustig maak, dat ons die woord sal hoor en laat ons oor hierdie gedagtes, ons gedagtes sal rig op dit wat vir God goed en aanneemlik is. Heilig, heilig en heilig is U Here God. Ja Here, ek is so nederig voor U vanoggend. En as ek na 'n Josef en 'n Daniel en na Jesus se lewe gaan kyk, vanoggend baie kortliks om te vra, maar wat moet ons doen? En wanneer doen ons die regte ding? Wat is reg en wat is verkeerd? En wat is die keuses wat ek moet maak? Here, dat U ons vanoggend uit die woord uit gaan lei en dat ons weer opnuut sal terugkeer na dit wat U in U woord vir ons sê. Ek bid nou vir elke boetie en sissie, vir elke luisteraar, vir elke kyker, Here, hulle wat siek is, hulle wat in hospitale is. Ek bid vir hulle wat bekommerd is of vrese het. Hierdie Januarie maand het nou verby gevlieg, 2026, en ons is nou op pad om Februarie in te gaan. Here, seën ons, wees met ons. Maar kom spreek ook nou uit die woord uit, Here, dat ons U woord sal hoor en ons lewens gaan inrig volgens dit wat U wil hê ons moet doen. Here, dankie dat ek nou kan weet, ek is maar net 'n stofmens prediker en U is die God wat nou aan die woord kom. Spreek, Here, U kinders luister, deur die Heilige Gees, net daar waar ons is, in Jesus naam, amen. Die tema volgend is doen die regte ding, en ek gaan so 'n bietjie stil staan by Genesis hoofstuk 39, daar gaan ek ook 'n bietjie stil staan by Daniel hoofstuk 6, en ek gaan stil staan by Lukas 22, en dan ook ons kern van vanoggend Micha 6 vers 8, Micha 6 vers 8, ons praat oor die tema doen die regte ding, doen die regte ding. Nou vriende, ons leef in 'n wêreld waar die vraag selde is, wat is reg? Mens kry so half die idee as jy na die koerante kyk en na die media kyk, dat mense daar buite met selfsug besig is, met gierigheid besig is. Of mense vra eerder, maar wat werk vir my? Die vraag is eerder, wat gaan my die minste kos? Ek wil net nie geld of tyd hieraan spandeer nie. En dan baie keer wonder ons, wat gaan die mense sê? Ons wil gewild wees, 'n gewilde keuse maak, maar die Bybel kom leer ons, God se mense word nie geroep om die maklike dinge te doen nie, maar om die regte ding te doen. Ons word nie geroep om net die maklike ding te doen nie, maar om die regte ding te doen. En daarom gaan ek so 'n bietjie na drie mense kyk in die woord van God. En ek gaan eerstens kyk na Josef, dan na Daniel en dan na Jesus. En dan gaan ek saamvat vir ons vanoggend. Wat is die regte ding om te doen in jou lewe? Dalk staan jy voor keuses, dalk moet jy besluite neem in jou lewe, dalk is jy by 'n kruispunt en sê links of regs, ek weet nie. Maar wat is die regte ding om te doen? En ons moet daagliks gaan leef as manne en vroue van die woord. Ons moet so gaan leef, laat dit God sal behaag, dit wat ons doen, dat dit vir God goed en aanneemlik en reg sal wees. Ek lees vir ons die eerste teks saam, en dit is in Genesis 39, en dit is so vers 6 se einde na vers 7 toe. Josef was fris gebou en mooi. Na sy bevordering in sy eienaar se huis, het die se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Maar hy wou nie, sê vers 8, en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steur hom aan niks van dat ek hier is nie,
want wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Dan sê vers 9, daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my teruggehou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. En net daar maak Josef hierdie besluit. Nou ons moet hier in Genesis 37 besef ons, hy is 17 jaar oud. Hy is Jakob se geliefde seun. Sy broers haat hom, hulle verkoop hom as 'n slaaf. En hy word sonder 'n keuse, word hy na Egipte toe geneem en dan eindig hy by Potifar op, wat die hoof van die leiwag is, 'n man met mag en gesag. En dan kom Potifar se vrou en sy wil nou vir Josef vasverf in 'n hoek en sy wil hom met hierdie verleiding probeer vastrek. En dan weier hy. Hy weier, hy maak 'n keuse. Hy sê, hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen om saam met my meester se vrou te slaap? Ek kan dit mos nie doen nie. Dis die verkeerde ding om te doen. En dan sê hy, ek sal mos teen God sondig. Vriende, as jy keuses en besluite in hierdie lewe maak en jy moet sê, maar wat is die regte ding om te doen? Kan ons so maklik teen God sondig as ons die verkeerde ding doen? Maar dit kan ook beteken dat jy 'n klomp geld kan kry. Dit kan ook beteken dat jy gewild sal wees, maar dit is nie in God se oë reg gewees nie. Ons kan nie die sonde reg praat nie. Josef, 'n jong man, 'n slaaf, sonder familie of beskerming of regte, is so half oorgelewer hierso. En hierdie verleiding kon vir hom maklik gewees het, hy kon ingegee het, maar Josef staan vas. En hy sê, en dit is vir my so mooi, sonde is nie net teen mense nie, maar dit is teen God. Hy sondig nie net teen 'n Potifar nie, of saam met hierdie vrou, maar nie, dit is teen God. Sy integriteit kom nie uit vrees vir straf nie, maar uit 'n eerbied vir God. En dis wat ek vanoggend hoor. Josef doen die regte ding, en hy bly dit doen. Vriende, is baie belangrik dat jy selfs daar waar niemand kyk nie, die regte dinge sal doen. Daar waar jy is, of dit nou by die werk is, en of jy dalk nou daar by die werk 'n keuse het om die regte ding te doen, jy moet maar die regte ding bly kies. Of dit in verhoudings is met mense, kies die regte ding om te doen. Wat sou God wou hê jy moet doen? Wat is die Bybelse manier om te leef? Sosiale media is een van daai platforms deesdae, of dit nou Twitter of Instagram of Facebook of kommentaar wat mense sê, of hoe ons vinnig oordeel op sosiale media en ook 'n opinie wil lig. Dan ken jy nie eers die mense nie, maar jy sê ook ietsie. Ons sit so agter 'n rekenaarskerm of ons hulle praat van die keyboard warriors. Vriende, hoekom? As ons hierdie vrae moet ons sê, maar is dit nou vir God goed en aanneemlik wat jy doen? Is dit die gesindheid van Jesus wat in jou is? 1 Korintiërs hoofstuk 2 vers 16 sê, dieselfde gesindheid moet in ons wees, wat Christus het. Ons moet daai gesindheid van Jesus hê. Eintlik sê die Griekse vertaling daar, ons moet die denkwyse van Jesus hê. Dink jy soos Jesus? As jy besig om te dink soos wat Jesus sou dink. En dan beteken dit, ek gaan vas staan en die regte dinge doen. Ek gaan nie hierdie dinge doen wat nie vir God goed en aanneemlik is nie. Ek gaan nie net oordeel nie, ek gaan nie haat nie. Ek gaan nie onvergewensgesind wees nie. Dit wat ek agter geslote deure doen, moet ek in die publiek ook kan sê en kan doen. Met ander woorde, dit is waar die toets inkom, daar waar jy alleen is. Daar waar jy moet die regte dinge doen, doen jy die regte dinge. Is jy in lyn met God se wil? En hier kan ons hoed vir Josef afhaal en sê, hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig.
Nog 'n voorbeeld waarna ek gaan kyk het is Daniel. Doen die regte ding al kos dit jou alles. Nou Daniel, net soos Josef se lewe was op die spel gewees. Al 3 persone oor wie ek praat vanoggend se lewens was op die spel gewees. Josef en daarna dan nou Daniel waarna ek kyk. Nou Daniel wil ek vir julle lees so in Daniel 6 so vanaf vers 10. Koning Darius het toe so 'n dekreet uitgevaardig. Toe Daniel hoor dat die dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniel voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel en hom te prys, te aanbid en te dank. Daniel se vyande het in sy huis ingestorm en hom daar gekry waar hy sy God aanbid en hom om genade smeek. Toe gaan hulle na die koning toe en hou die koninklike dekreet aan hom voor. U het tog mos 'n dekreet uitgevaardig, dat enige iemand wat gedurende 30 dae enige god of mens aanbid, behalwe vir u majesteit, in 'n leeukuil gegooi moet word. Die koning het geantwoord, ja, en dit staan vas. Dit is 'n onherroepelike wet, 'n wet van Medeërs en Perse. Koning Darius het hierdie dekreet uitgevaardig, jy mag niemand aanbid nie, en Daniel het net voortgegaan en gesê, ek gaan my God aanbid, 3 maal per dag. Hy het gekniel voor God, hom geprys, aanbid en gedank, niks het hom gestop nie. En toe eindig hy in 'n leeukuil. Daniel leef onder hierdie vreemde regering, 'n onregverdige wet word op hom toegepas, en dan kry hy 'n doodsvonnis omdat hy gehoorsaam is aan God. Maar Daniel protesteer nie, en iets wat ons moet hoor van Daniel is, Daniel begin nie bid en sê, nou gaan ons protesteer nie, hy hou aan bid, omdat gebed 'n lewenswyse was vir hom, en dis wat vir my so mooi uitstaan, hy gaan hom nie laat stop nie, hy's gewoon daaraan gewees om 3 maal 'n dag te bid, te kniel en die Here, die Almagtige aan te roep. Vriende, geloof is nie vir hom 'n opportunistiese sisteem nie. Dis nie iets wat hy nou net vinnig gou moet doen nie. Dit is gefestig in sy lewe. Daniel weet, wat is dit om te bid? Hy 3 maal 'n dag het hy gekniel, hy het God aanbid, hom geprys en hom gedank. Daniel ken gebed. Ken ek en jy nog gebed? Is ons in so 'n noue verhouding met God, dat ons sal weet wat's die regte ding om te doen, ten spyte van druk, en baie keer voel ons word onregverdig hanteer, en dalk kan ons ook vandag sê, ons het 'n vreemde regering, en dalk kan ons ook sê, maar alles is nie altyd regverdig in my lewe nie, dit wat my toekom, kom my nie toe nie, en ons voel baie keer so te nagekom, maar om gehoorsaam aan God te bly, ten spyte van jou omstandighede, om aan God gehoorsaam te wees. Sy geloof is nie opportunisties nie, dit is gefestig. Dit is nie van korte duur nie, en as hy nou in die moeilikheid beland, dan los hy sy geloof en skuif dit een kant toe en sê, okay, moet my net nie doodmaak nie, hy bly vas staan, selfs al eindig hy in 'n leeuput op. Daniel kies gehoorsaamheid, gehoorsaam aan God tot die dood toe. Eugene Peterson skryf dit so mooi en sê, in a long obedience in the same direction, hy sê, faithfulness is not heroic moments, but daily obedience over time. Faithfulness is not heroic moments, but daily obedience over time. My hele lewe lang bely ek Jesus as my verlosser. Ek gaan hom nie los nie. In goeie en in slegte tye, op berge en in dale, of die golwe hoog is of dit laag is, ek gaan God bly aanbid, ek gaan gehoorsaam bly.
wanneer geloof baie keer ongewild raak, wanneer Christelike waardes bots met die kultuur van die wêreld daar buite, wanneer mense vir jou sê humanisme, modernisme, postmodernisme, dis die goed wat jy moet aanhang, of hierdie filosofie of daai filosofie, die retoriek moet ons aanhang. Nee, ek hang Christus Jesus aan. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Om die regte ding te doen, kan jou baie keer baie kos. Maar ongehoorsaamheid aan God gaan jou meer kos. Hoor mooi, om die regte ding te doen, gaan jou dalk baie kos. Maar ongehoorsaamheid aan God gaan jou baie meer kos. Die derde persoon by wie ek stil staan is in Lukas 22 vers 42 en dit is by Jesus in Getsemane. Dan bid Jesus in Getsemane, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. In Getsemane is Jesus, sien 'n mens duidelik die twee nature van Jesus, volkome mens, maar volkome God, en hier sien ons die menslikheid van Jesus. Hy's ook bang, hy het ook vrees, hy's ook bekommerd, hy moet nou aan 'n kruishout gaan sterf, en dan bid hy, maar Vader, laat hierdie lydingsbeker verbygaan, maar dan sê hy, Here, U wil nie, my wil nie. Daar's 'n totale, absolute gehoorsaamheid van Jesus aan sy Vader. Hy wil dalk nie die kruis nou hê nie, want hy besef die pyn en die smart en die seer, maar hy kies steeds bo dit God se wil. Vriende, kan ek en jy dit sê vanoggend? As ons die regte ding doen, dis baie keer 'n moeilike ding om te doen, maar is dit God se wil? En as dit sy wil is, moet ons dit doen. Die kruis is nie 'n ongeluk nie, dit is 'n gehoorsame keuse uit liefde uit wat Jesus doen. En hy kom sterf aan 'n kruishout vir my en vir jou. Jesus doen die regte ding. Dit is hoekom God hom na die aarde toe gestuur het, om te gaan sterf aan 'n kruishout. Nie omdat dit maklik sou wees nie. Nie omdat dit regverdig was nie, want dit was nie regverdig nie. Maar omdat daar verlossing gekom het vir my en vir jou. En nou het ek en jy die lewe en dit in oorvloed. Jesus oorwin die sonde, die dood en hy gee vir ons die ewige lewe. Die bekende professor N.T. Wright sê dit so mooi en simply Christian. The cross is not the defeat of Jesus, but the victory of God's love. The cross is not the defeat of Jesus, but the victory of God's love. Omdat Jesus die regte ding gedoen het en reg gekies het, om te kies om God se wil te doen, het ek en jy vandag vergifnis ontvang. Het ek en jy vandag hoop in 2026, en het ons 'n voorbeeld om te volg. Die voorbeeld van Jesus, wat ons kom dien het tot die dood toe, die dood aan die kruis. Ek wil vanoggend afsluit. Ek het nou gepraat oor Josef, wat die regte ding gedoen het. Hy wou nie teen God sondig nie. En ons moet begin kyk deur hierdie bril as ons met keuses in die lewe besig is. Ons moet deur die kruis gaan kyk. Ons moet deur die woord van God gaan kyk. Is ons met God se wil besig? Is ons met die regte dinge besig? Dan kyk ons na Daniël, dit het hom alles gekos om vas te staan in wat hy glo. Hy gaan nie God afskryf nie. Hy gaan bly aanbid, God bly prys en die Here bly groot maak. Jy moet vas staan in jou geloof en in wat jy glo. Want anderster gaan die golwe van die lewe jou kom ronddruk en gaan jy dobber op hierdie water en ergens heen dryf. Dalk na die verkeerde pad toe dryf. En dan dink ek aan Jesus. Jesus wat eintyd volhard het, maar gesê het, laat U wil geskied. Ja, ons het soms vrees, en ja, ons twyfel soms, is dit die regte keuse, is dit die regte ding om te doen, maar God se wil en sy tyd is die beste wil en tyd, en daarom moet ons tyd in die woord spandeer, moet ons bevestiging uit die woord uit kry. God kom deur die woord en gees, en hy gee vir jou 'n stuk vrede vandag, 'n stuk kalmte. God weet die beste. Ek en jy kan net kalm en rustig wees. Kom ons berus ook by God se wil.
Ek lees vir ons die laaste teks, en dit is Micha 6 vers 8. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Luister mooi, God het vir ons bekend gemaak, hy vra van jou om reg te laat geskied. Laat jy reg geskied in jou lewe, daar waar jy geplant is, by die werk, daar op die plaas, daar waar jy is, dat jy liefde en trou sal bewys, dat ons daai vrug van die Gees begin sien, dat jy bedagsaam sal lewe voor wie? Voor God. So kom ou Josef kom sê, die sonde is teen God. Eer jy God met jou lewe? Die vraag vir ons vandag is nie, wat is gewild nie? Wat is maklik en gemaklik nie? Die vraag is nie, wat sê die mense nie? Ek moet tog net die mense tevrede stel, dink ons baie keer. Die vraag is, eer ek God? Wat wil God hê? Wat is vir hom goed en aanneemlik en reg? Wat is reg hier en nou om te doen? En mag die Here jou die moed gee om soos 'n Josef, 'n Daniel en 'n Jesus die regte ding te doen, selfs al kos dit van jou baie. Selfs wanneer dit iets van ons kos. Dat ons soos 'n Josef, 'n Daniel en 'n Jesus gehoorsaam sal wees. God se wil sal doen en volgens sy woord sal gaan leef. Ek bid dit vir jou vandag, dat ons, wanneer ons hierdie tema aanspreek, doen die regte ding, dat ons werklik manne en vroue van die woord sal gaan wees, in 'n uitdagende wêreld, waar ons leef en waar ons geplant is. Ek bid vir julle in Jesus naam vanoggend. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net hierdie woord kan hoor. En is so my gebed, Here, laat ons die regte ding sal doen. Dinge wat vir u goed en aanneemlik en reg is. Romeine 12. En Here, dat ons ook vanoggend dit net sal kom hoor. Micha 6 kom sê, u het vir ons bekend gemaak. Ons weet wat is die regte dinge. Ons moet daai onderskeidingsgees hê. En u vra vir ons om reg te laat geskied, Here, daar waar u ons geplant het. Maar meer as dit, dat daar ook liefde en trou sal wees. En dat ons dan bedagsaam voor u sal leef. Konstant, net soos 'n Daniel. Nie net dat dit 'n gewoonte sal wees om te bid nie, maar dat ons in verhouding met u staan. Dat ons sal kniel, u sal aanbid en sal sê, Here, ek gaan nie afwyk van my geloofsverhouding nie. Ek bly vas staan. Ek smeek God en ek stap saam met God hierdie pad. Ek prys u, ek aanbid u, ek dank u. Mag dit van ons waar wees, Here, elke dag. Ons wat saam met u die pad stap, ons wat kinders van u is. Ek kom seën ons nou vanoggend, Here, en mag ons net u liefde en nabyheid beleef in keuses wat ons moet maak. Ek bid dat ons die regte ding sal doen. In Jesus naam. Amen. Vriende, dankie dat julle ingeskakel het vanoggend. Goedheid en guns, ons kuier DV weer volgende week saam.